Luister na wysheid wat jy kry. Bernice West, welkom by die Oorsee YouTube channel. Dis my groot voorreg om met kunstenaars te chat wat enigiets oorsee gaan doen. En danksy SA Wens wat dit vir my moontlik maak, kan ek met awesome mense soos jouself gesels. Vat asseblief, solank as jy nodig het, en stel jouself voor aan ons oorsee audience. Wie? Nou begin ons op 'n slegte noot, want ek is nie so goed met voorstelling nie, maar ek gaan my bes te probeer. Baie dankie Steven, dis waardeer dit so baie lekker om met jou te kan gesels en ja, my naam is Bernice West en ek is baie opgewonde om vir die heel eerste keer in my lewe Australië en Nieu-Seeland toe te kom vir 'n lekker oorseese toer saam met Elvis en Appel. Ek is in die musiekbedryf hier in Suid-Afrika. Love dit om te sing, love om Afrikaanse musiek te sing en te skryf en stories te vertel. Ek is 'n mamma en as ek nie sing nie en ag ja, ek hou van besig bly, ek hou van dinge doen. Dis vir my baie lekker. Ja, en ek dink ek is net nou my kop babbel net soos oor hoe opgewonde ek is om finally vir die heel eerste keer vir julle te kom kuier. Wel, jy is baie bekend al klaar in Australië. Kom ek vertel vir jou waar ek die eerste keer vir jou gehoor het. Ek is nou tans amper 9 jaar wat ek in Australië bly en voor dit het in Engeland gewoon. En ons was in Melbourne vir 'n paar jaar en een aand by 'n braai, toe het een van ons vriendinne, Shantay Smith, toe sê maar ons moet gou hierdie song luister. En ons het maar gereeld so 'n bietjie musiek uitgeshare tussen mekaar en toe speel sy jou o kind. En ek is maar 'n bietjie van 'n rockhead myself, maar dit was so beautiful song en hoe jy opgebou het na wat uiteindelik my tipe genre was is net soos ongelooflik en daai song is heidaglik op my favorites playlist. So tussen al die ander mix Engelse musiek en dan ander Afrikaanse musiek, Joe Black skielik en dan is dit Bernice West wat inkom. Waar en ek gaan vir jou vra oor daai song en dis nou nie, ek meen jy het baie nuwer musiek wat uit is, ons gaan kom by hulle, maar waar kom die inspirasie vir daai liedjie vandaan? Sjoe, so ook kind. Ek is baie bevoorreg dat ek op jou playlist is. Baie dankie. Dat jy luister en ons ondersteun, ons waardeer dit so baie. Maar ja, ook kind het ek actually op skool geskryf of begin skryf. Dit is basically maar as jy kon terugkyk na jou jonger self en jy kon jouself vir die eerste keer raad gee, vir die jonger jy raad gee. Wat se raad sou jy vir daai jonger jy gee? En ek het maar basically net in daai liedjie probeer opsom wat ek vir die klein Bernice sou sê. Raad vir die lewe, raad vir as jy groter word. Ja, en ek dink baie mense as hulle die musiekvideo kyk en dink hulle ek het op daai tyd 'n babietjie gehad of 'n dogtertjie gehad, maar dit was eintlik maar net 'n weerspoeling van om te sê hierdie is die klein Bernice, 'n metaforiese manier om te sê hierdie is die klein Bernice en wat sou ek nou vir haar gesê het. So ja, dit is 'n baie dieper boodskap as net die lekker kopskit rock genre, maar ja, nee, dit is 'n diep liedjie. Ja. Wel, dit is definitief dit was 'n goeie hoek. En jy het ons definitief gevang en jy gaan en moenie verbaas wees hier is selfs Australianers in Perth wat ek ken wat jou musiek luister en nie net een of twee songs nie, almal. So een van hulle wat ek nou onlangs geleer ken het is Xavier. So Bernice, jy moet asseblief 'n groot shout-out doen vir Xavier hier in Australië in Perth. Hy is 'n baie groot fan. Xavier? Ek wens vir baie dankie sê dat jy my musiek luister en ek hoop ek sien jou in Australië. Dit sal vir my groot voorreg wees om jou te ontmoet. Jy gaan hom definitief sien in Perth. Nou, gepraat van Perth en ek gaan nou 'n bietjie gesels oor die toer, ons gaan gesels oor jou nuwe single wat so 2 weke terug uitgekom het. So ons doen SA Wens was het my 2 kaartjies gegee vir elke een van julle shows tussen Nieu-Seeland en Australië en ek het klaar tans wenners vir elke een van daai stede, maar omdat ek in Perth is, gaan ek Perth heel eerste weggee, maar dis ironies want Perth is die laaste show, maar ek wil net veels geluk sê aan Mariette en Ed Stein. Hulle is die gelukkige wenners van 2 kaartjies vir Afrikaans is lekker 2026 en ek was laas jaar by Afrikaans is lekker, ek het lekker backstage gekuier met Roan en Bobby hulle, maar ek voel
ek voel hierdie jaar gaan die beste een nog wees. Dit gaan die coolste show ooit wees. Ek kan nie wag om saam met julle 'n bietjie te kuier backstage en julle platters te eet nie, maar ja, ons gaan baie fun hê. Sien baie uit en ek stem saam, dit gaan die beste wees. Nou kyk, vandat julle kan onthou en ek dink ek is so 10 jaar ouer as jy, vandat ek kan onthou het Suid-Afrikaners maar oor see gegaan om te gaan werk en dan gaan hulle weer terug huis toe Suid-Afrika toe en dan het hulle 'n bietjie genoeg gehad en hulle kom soek maar weer hulle roots, maar baie van hulle besluit om agter te bly en baie van hulle het kinders oor see en hulle maak hulle kinders nog goed Afrikaans groot met Afrikaanse tradisies en in daai huise speel Afrikaanse musiek en dit maak nie saak wat se musiek ontstaan het nadat hulle daai land verlaat het. Afrikaners is baie goed daarmee om hulle self up to date te hou met wat se musiek tans trend in Suid-Afrika. En ek hoor jou musiek in baie Suid-Afrikaanse huishoudings van die mense wat al soos 20 jaar is. Hoe voel jy om uiteindelik soos uit Suid-Afrika uit te kom, in Australië in te kom en shows te doen tussen Australië en Nieu-Seeland vir 'n crowd wat jou so goed ken en nie noodwendig in Suid-Afrika saam met jou groot geword het nie. Dit is 'n baie groot voorreg vir my. Ek ja, soos ek sê, dit is die heel eerste keer wat ek nou die geleentheid het om Australië en Nieu-Seeland toe te gaan. Maar ek dink dit maak dit net so special dat ons weet ons gaan nie net vir vakansie hou, ons gaan om letterlik ander Suid-Afrikaners wat aan daai kant van die wêreld bly te ontmoet en te sien en saam met hulle musiek te maak en net 'n lekker aand te hê. Ek dink dit is so special vir my om te dink dat daar is letterlik mense aan daai kant van die wêreld wat mense musiek ondersteun. Dit is nie net in jou eie land nie. So ek kan net met alle opgewondenheid en dankbaarheid in my hart net sê dankie vir elke liewe Suid-Afrikaner wat daar in Australië bly, wat my musiek ondersteun. En ja, hierdie is regtig 'n lifetime ondervinding experience wat ek gaan bywoon. So dis te dank aan julle. As julle nie daar is om ons musiek te luister nie in daai kant van die wêreld, dan gaan ons nie die geleentheid hê om ooit so toe te gaan nie. So dankie. Wel, ek wil weer amper sê, so kom ek beseer, maar dis nie vir my om te sien nie. Ons is baie en ek kan vir jou nou beloof jy veral, ek het nou al 'n paar plekke gewoon, Perth het 'n great vibe. Ek meen ek ben nou in Melbourne het ons so een keer 'n maand op 'n naweek gaan kuier ons by Suid-Afrikaners of hulle kom kuier by ons. Hierso moet ek nou half my vrou sê, kyk jy moet niks boek die naweekie. Ek wil net 'n bietjie rustig wees. Want daar is so baie mense. Maar dis regtig, kyk op oorsee het ons het 'n saying, South Africa is a people, not a country. En daar waar ons saamkom, dit is die gees is net ongelooflik en daar is geen beter manier om dit te vier as met 'n braai en Afrikaanse musiek nie. En en vir julle, ek meen ek het een keer toe interview ek vir Dewald Wasserval saam met Leani Meyer. En Dewald was in Amsterdam toe, so hy het ingeskakel daarvanaf. En ek het toevallig te gebruik ek die woord celebrity. En Leani het gedink dit is baie funny. Toe sê sy nee, maar ons is nie celebrities. Sê ek nee, maar jy moet nou mooi onthou. Die mense wat daar in Suid-Afrika is, ken julle nou as sangers en hulle is al naby julle. Vir ons wat hier ver is julle vir ons huge. En julle verstaan nie dat die musiek wat julle maak is die enigste link-up wat baie van ons het terug huis toe. In daai 3 minute en 30 sekondes terwyl jy daai mic vashou, is ons tuis. En daarvoor sê ons vir julle baie dankie. En op daai noot, jy het 2 weke terug 'n nuwe single uitgebring. Ek het hom nou net weer geluister. Ek speel hom nou al vir die laaste 2 weke vandat ek geweet het ek en jy gaan chat. Wil jy vir my 'n bietjie vertel waar kom die inspirasie vir Toelaat vandaan? Sjoe, ek wil net ook eers bylas by wat jy nou gesê het. Ek sê altyd musiek is 'n universele taal en maak nie saak waar jy in die wêreld is of wat jy doen nie. Dit is die een manier van kommunikasie wat ons almal, ek meen mense wat ander tale praat, jy weet, kan musiek luister. Ons almal luister dieselfde musiek. So dit is so special om te weet. Maak nie saak waar jy in die wêreld is nie. Ons kan nog steeds met mekaar kommunikeer en dit is beautiful om te hoor dat jy weet ons Afrikaanse musiek net weer 'n bietjie huis vir mense kan bring wat oor see is. Maar ja, om te kom by Toelaat, so ek en Droomsindroom wou nou al vir 'n geruime tydjie ietsie saam doen. En toe Kirsten
van Drumsentrum toe hierdie liedjie skryf, toe bel hy my en hy sê, "Hoorie, hierdie liedjie skree Cola, Bybel het baie graag vir my speel." En toe ek dit luister, toe is ek so sjok. Dit is die mooiste liedjie. Ek dink dit is nie die boodskap agter dit om te sê, weet wat, baie van ons voel baie keer te trots of ons voel shy. Ons voel ons kan nie mense toelaat om ons lief te hê nie en dis maar die boodskap daar agter om mense net toe te laat om jou lief te hê met jou flaws, met jou foute. Niemand is perfek nie, maar mens moet mense in jou lewe toelaat. Jy weet en daar is mense wat sal gee om jou lief te hê as jy hulle net toelaat. So baie spesiaal boodskap en ek is baie lief vir Drumsentrum. Hulle is twee besonderse mense met harte van goud, sout op die aarde, lekker mense. Hulle voel actually soos twee boeties vir my. So ek was baie bevoorreg toe hulle my nader en vra of sal ek nou saam met hulle koule. Ja, dis beautiful. Die mense wil jou, soos wat die Here jou ook net wil lief hê. So wil mense jou net ook lief hê. Ek hou daarvan. 100%. Okay, ons het 'n paar datums. So, ek het SA Events se webwerf oop hierso. Net sodat almal weet, dis 'n flex. Ek het hulle webwerf gebou. Sure. Well done. Kom ons gaan gou na, dis baie shows in kom, hoor. Okay. Christchurch die 14 Augustus. En dan Auckland die 15 Augustus en dan Melbourne, my ou hometown, die 16 Augustus. Julle gaan nie rus nie. Daar is niks slaap vir julle nie. Ek het al saam met Arno so 'n bietjie getoer. Dis rof. Hoor? Kyk, het jy dalk enige tips vir my? Want ek stres lekker. Ek is so, weet jy wat ek myself voor inlaat nie, maar ek sien uit. As hy julle uitvat vir ete, bestel duur. As hy. Dan dan dink ek het julle, ek dink daar's 'n naweek in between daai, né? Maar dan is julle die 21ste in Sydney, die 22ste Augustus in Brisbane en dan die 23ste Augustus in Perth en dit is wanneer ek saam met julle 'n bietjie gaan kuier. Ek kan nie wag nie, ek's baie opgewonde. Ek hoop om daarom onderhoud met Appel ook in te druk in die mix want tussen jou Appel, Joe is julle van my gunsteling kunstenaars en ek het dan die voorreg gehad om met Joe te gesels op die show. Ook al sê dis ook al so 2 jaar terug. Maar ja, dit is vir my lekker dat daar gereelde shows is in hierdie kant van die wêreld. En ek is bly Melbourne is 'n bietjie weer op die playlist. Melbourne word altyd baie keer ge-overlook. Maar daar's daar is Suid-Afrikaners daar. Hulle klim uit die gat uit as hulle hoor daar's 'n bietjie mense op pad. Nou Bernice, voor ek jou laat gaan, wat is volgende? En jy het 'n nuwe single uit. Baie van die kunstenaars, ek weet jy's met Janus getroud wat 'n akteur is en ek weet baie kunstenaars hulle gaan maar in daai roete ook in. Het jy enigiets anders wat jy op die horison het wat jy met ons wil deel? So ja, ek het iets baie exciting. Ek kan ongelukkig nie te veel van dit weggee nie, maar ons is besig om te werk aan 'n projek waaroor ek ongelooflik excited is. Ek het lank terug in my lewe dit soveel opgewondenheid gehad teenoor 'n projek. Maar as alles reg loop, dan kan ons dalk hierdie Vrydag al bietjie van hierdie projek hoor, die mense daar buite. So ek sal net sê hou my sosiale media dop. Ek post vanmiddag weer ietsie. Maar ja, hopelik as alles regloop kan julle hierdie Vrydag ietsie hoor wat ek dink net weer bietjie kan ek sê die mense terugbring na 'n luisterervaring toe en om musiek te waardeer, die poetry en die woorde te waardeer. Dit is 'n eenvoudige job, digestible content. So ja, hou my socials dop. Ek post vanmiddag oor dit. Okay. Wel, ek kan nou nie verder meld vir enige inligting oor dit nie. Dit is ek sal maar ook jou social media dophou en dan kyk wat gebeur. Bernice West, baie dankie. Dankie aan SA Events. Veel geluk aan Mariette en Ed Stein wat kaartjies wen het vir Perth. Die ander wenners sal hierdie week nog geannounce word. En dan ja, kan ek nie wag om julle te sien. Nou moet ek weer daai datum gaan soek tussen al die goed wat aangaan in Perth. 23ste. 23ste in Perth. Okay, great. Ek kan nie wag nie. Dit gaan fantasties wees. En ja, moet nêrens gaan nie. En as daar enigiets wat jy wil sê vir die oorsee audience, net voor ons totsiens sê.
Ek sê spaar al julle energie vir die volgende 2 naweke. Moenie te veel uitgaan nie, moenie julle geld gaan spandeer op ander plekke nie. Bly by die huis, want as ons kom, gaan dit 'n lekker tyd wees. Dan gaan jy ook geldjie wil saambring om 'n lekker drankie te kry en dan gaan jy saam met ons kom kuier. So spaar jou energie, ons kan nie wag om julle te sien nie. Great. Jy het hoor wat sy sê, sy vat almal backstage. Okay. Jy kom net vir die platters lyk dit my. Ja, as jy gaan kyk na laas jaar se video's, jy verstaan hoekom ek sê hulle maak verskriklik lekker platters. Dit is net biltong en allerlei lekker goed. Dankie man. Alright. Wel, baie dankie vir jou tyd en op daai noot, meneer as jy gaan nie, Sal jy jou laaste asem spaar, dat ek my raad aan jou kan openbaar. Hou jou naaste aan jou sy, luister na wysheid wat jy kry, geniet die nou, laat jou